Ons is in Spreuke hoofstuk 4. Ons gaan kyk na verse 5 en 6, maar ons gaan lees tot by vers 9 net vir konteks. Spreuke 4, 5 tot 6, maar ons gaan lees tot by 9. Vers 5 sê, verkry wysheid, verkry insig, vergeet nie en wyk nie af van die woorde van my mond nie, verlaat dit nie, dan sal dit jou bewaar. Kry dit lief, dan sal dit jou bewaak. Die beginsel van die wysheid is verwerf wysheid en verwerf insig deur al wat jy besit. Hou dit hoog, dan sal dit jou verhoog. Dit sal jou eer as jy dit omhels. Dit sal 'n lieflike krans gee vir jou hoof. Dit sal jou 'n suurlike kroon verskaf. Net so ver in die teks vandag. Kom ons sluit weer die oë. Here, ons dankie vir die woord. Ons dankie dat alles wat hierin staan, Here, is waarheid. So hoef jy daarin te twyfel nie, ons kan met absolute sekerheid weet dat dit u woord is en van u afkom. Dat dit onfeilbaar is en foutloos is. Dat het genoegsaam is vir ons, o Heer. Here, ons gebed is maar net dat u deur die krag van die Gees in ons harte sal werk om dit te glo en om dit te doen, om dit te vertrou, o Heer, en om al ons vertroue daarop te plaas. Here, want dit is u woord. Lei ons maar net in hierdie oggend om gehoorsaam te wees en om te vertrou in wie u sê u is. Lei ons in hierdie oggend, o Here, weer eens, nie omdat ons verdien nie, maar omdat die genade so groot is. Amen. Ons laasweek begin met hoofstuk 4, wat dan die 5de lesing van Salomo is, waar Salomo begin het deur om te sê dat sy seun na sy tug en insig moet luister in vers 1 en in vers 2 dat sy lering goed is, soos hy sê, en dat sy seun nie sy onderwysing moet verlaat nie. Maar die interessante deel is die rede wat Salomo gegee het. En die rede hoekom sy lering goed is en sy seun daarop moet ag gee, soos hy gesê het in vers 3 en vers 4, is omdat hy dit van sy pa geleer het. Hy het van sy pa geleer. Dis die rede wat hy gee. En hierdie mag dalk vreemd klink, want kom wysheid dan nou nie van die Here af nie? En die antwoord is ja, wysheid kom van die Here af, natuurlik. Maar een van die primêre middele waardeur ons God se woord moet leer ken en waarvan die Bybel keer op keer getuig, is deur die ouers. Ouers was nog altyd een van die primêre middele waardeur die volgende geslag die Here moes leer ken. Soos ons ook lees in Psalm 78 vers 3 tot 7 wat sê, wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel, die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Hy tog het 'n getuienis opgerig in Jakob en 'n wet gegee in Israel. 'n Wet gegee in Israel, wat hy ons vaders beveel het, om dit aan die kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders, en hulle vertroue op God kan stel, en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar. Met ander woorde, dit was algemeen bekend, dat daar 'n wet was in Israel, dat hy verplig was om die Here aan die volgende generasie bekend te maak. En dit is die einste wet waarvan ons dan ook lees in Deuteronomium 4 vers 9. En daarom vind ons ook onder die 10 gebooie in Exodus 20 vers 12, daar staan, eer jou vader en jou moeder, sodat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Hoe eer ons vader en ons moeder, sodat ons lank kan lewe? Ons gee ag op hulle woorde wanneer hulle doen wat Salomo met sy seun doen. Net so Salomo ag gegee het op koning Dawid, toe hy hom in die weë van die Here geonderrig het. Daarom sien ons dat dieselfde belofte waarvan Salomo gepraat het in ons teks, ook in die 10 gebooie gevind word. Dis dieselfde belofte. Dis dieselfde resultaat wat gaan gebeur. Salomo sê vir sy seun in vers 4, laat jou hart my woorde vashou, hou my gebooie en lewe.
En die 10 gebooie beamoed dit deur om te sê, eer jou vader en jou moeder, sodat jou dae verleng kan word. Met ander woorde, sodat jy kan lewe. Om jou ouers te eer is hoofsaaklik van toepassing, tot die extent waartoe hulle die gebooie van die Here aan jou leer en jou vermaan om daarby te hou. Daarom sê Paulus ook in Efesiërs 6 vers 1 tot 3, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Hy sê nie wees blindelings gehoorsaam aan die ouers nie, punt klaar verby. Nee, hy sê wees gehoorsaam aan julle ouers in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte, sê hy, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. Hoekom? Want dit was die primêre middele wat die Here nog altyd gebruik het, om die belofte van sy verbond tot vervulling te bring teenoor sy uitverkorenes en hulle nageslagte. Dit wat Salomo doen met sy seun, was 'n opdrag van die Here aan Moses, ook aan Abraham. Dit verskyn in die 10 gebooie, en Paulus beamoed dit onder die nuwe verbond. En daarom moet ons ook ons groot verantwoordelikheid begryp, sodat ons kinders ons gehoorsaam kan wees in die Here, soos Paulus ook sê. Maar ons sien hoe Salomo dan uitbrei op die feit dat sy seun sal lewe, soos die 10 gebooie ook sê hy sal. In vers 5 en 6 waar hy dan vir ons sê, verkry wysheid, verkry insig, vergeet nie en wyk nie af van die woorde van my mond nie, verlaat dit nie, dan sal dit jou bewaar. Kry dit lief, dan sal dit jou bewaar. Dit sal. Jy sal lewe. En hier sien ons natuurlik een van die redes hoekom ons sal lewe, want die goddelike wysheid wat van generasie tot generasie oorgedra word, indien ons wel gehoorsaam is aan daardie gebod, sal ons bewaar. En dit sal ons bewaar. Maar wat ons ook sien is die feit dat die woord van die Vader, naamlik Salomo dan, en die woord van God, een en dieselfde woord is. Want hierdie 2 werkwoorde, naamlik om te bewaar en om te bewaak, soos dit in ons teks gebruik word, is dieselfde wat ons gevind het, waar die wysheid van die Here beskryf word. In Spreuke 2 vers 6 tot 8, waar staan, want die Here gee wysheid. Uit sy mond kom kennis en verstand, en hy bewaar hulp vir die opregtes. Hy is 'n skild vir die wat regskape wandel, deurdat hy die paaie van die reg bewaak en die weg van sy gunsgenote bewaar. Nou is dit die woord van goddelike vaders en hulle wysheid wat kinders bewaak en bewaar, of is dit die woord en wysheid van God wat ons bewaak en bewaar? Want die realiteit is, die wysheid en leiding wat van die Pa afkom, moet en kan nie enigiets anders wees as die wysheid van God nie. Want sodra 'n vader enigiets anders as die wysheid van God aan sy kinders oordra, dan is dit nie meer wysheid nie. En dit sal jou ook nie bewaak en bewaar nie. Die wysheid van die Pa kan net sy kinders bewaak en bewaar. En vir hulle 'n lang lewe gee, indien sy wysheid ononderskeidbaar is van die wysheid van God. En indien die wysheid van 'n Pa wel onderskei kan word van die wysheid van God se woord, dan is dit nie meer wysheid nie, dan is dit dwaasheid. En gaan nie jou kinders beskerm nie, of jouself beskerm nie. Want daarom kan ons as ouers nie onder die indruk wees dat ons woorde en ons wysheid lewe gaan beteken vir ons kinders. Indien ons woorde en ons wysheid teenstrydig is met, of enigiets anders is as, die woord van God nie. Ons kan nie onder daardie indruk wees nie. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder. Dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. Maar daar is nie lewe buite die Here en buite sy woord nie. En daarom sien ons dat wysheid in ons teks vandag weer gepersonifiseer word as 'n vrou.
Ons vertaling sê, verlaat dit nie. Dan sal dit jou bewaar. Kry dit lief, dan sal dit jou bewaar. Maar 'n meer akkurate vertaling, en soos baie vertalings het vertaal, sal die personifikasie vasvang, en net soos in 'n huwelik, word daar dan vir ons gesê, in vers 6, verlaat haar nie, en sy sal jou bewaar. Hê haar lief, en sy sal jou bewaak. En hier kan ons weer terugkom na wat ons 'n paar weke terug gesê het, rakende die gebooie van die Here, wat nie swaar is nie. Dit is nie swaar nie, inteendeel dit is lig. As jy lief is vir iemand, soos onder andere jou vrou, is dit nie vir jou moeite of swaar om haar te bedien nie. Hoekom nie? Want jy is lief vir haar. Dit is nie moeite of 'n las om elke dag vir jou vrou koffie te maak, of te help met take om die huis en so voorts nie. Maar as jy vir 'n wild vreemdeling dieselfde ding moet doen, en elke dag vir 'n vreemdeling moet koffie aandra of bedien sonder enige vergoeding, dan gaan dit vir jou 'n las wees. Maar vir die persoon wat die Here liefhet, en die wysheid van die Here liefhet, of althans die vrou wysheid liefhet, soos jou eie vrou liefhet, gaan die gebooie van die Here nie swaar wees nie, maar dit gaan 'n vreugde wees om te doen. Hoekom? Want jy is lief vir dit. En soos die skrif sê, verlaat haar nie, en sy sal jou bewaar. Lief haar, en sy sal jou bewaak. Ons liefde vir die wysheid van die Here, en ons liefde vir die woord van die Here, en ons liefde vir die gebooie van die Here, en ons liefde vir die Here self, kan nie van mekaar geskei word nie. Daarom kan Jesus ook sê in Johannes 14 vers 15, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Of soos ons lees in Johannes 14 vers 23, Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar. Daarom kan ons ook lees in Psalm 1 vers 1 en 2, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan in die weg van sondaars en nie sit in die kring van spotters nie, maar sy behaag of sy liefde dan, as jy wil, is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. Hoekom? Want hy is lief vir dit. Die woord en wysheid van die Here wat veronderstel is om oorgedra te word van geslag tot geslag en wat ook 'n gebod is wat ons verplig is om te doen, gaan ons net bewaar indien ons 'n liefde daarvoor het en dit nie verlaat nie. Daar is 'n voorvereiste. Dit gaan ons net bewaak as ons lief is daarvoor. Maar die wat nie 'n liefde het vir God se woord en waarheid en wysheid nie, gaan ook nie daardeur bewaar word nie. Die wat nie 'n liefde daarvoor het nie, maar nog steeds bely dat hulle gelowiges is, gaan of maniere vind om die gebooie van die Here te vermy, want hulle is nie regtig lief daarvoor nie. Of hulle gaan die gebooie van die Here doen, maar dit gaan nie standhoudend wees nie. Want hulle gaan een of ander tyd daarmee ophou, want hulle was nooit werklik lief daarvoor nie. Jy gaan of 'n manier om dit kry, of jy gaan dit alles doen, maar dit gaan nie standhoudend wees nie. Want hulle was nooit werklik lief daarvoor nie. Die wat nie 'n liefde het vir die wysheid van die Here nie, sal kies en keer wat hulle dink vir hulle self doenbaar is, en maar daarby hou. En hulle sal maniere of verskonings kry om nie die gebooie van die Here te doen, wat hulle nie dink hulle by sal kan hou of doenbaar vir hulle is nie. En terwyl hulle wel gedeeltelik die woord van die Here volg, sal hulle eerder net ywer om vriendeliker mense te raak, want hoe kan God of mense dan vriendelike persone verwyd of verwerp? Of hulle sal poog om te ywer vir die Here, 100%, maar hulle sal daarin misluk. Want niks waarvoor jy nie 'n liefde het nie, is standhoudend nie. Jy kan nie volhou daarmee nie, as jy nie 'n liefde daarvoor het nie. Soos een teoloog ook sê, jy sal hulle ken aan hulle vrugte, maar partykeer vat dit tyd vir die boom om vrugte te dra, sodat jy werklik kan sien wat se tipe vrug daar is. Partykeer vat dit tyd om dit te sien. Hulle sal dalk volstoom gaan, maar die vrugte sal uiteindelik wys of daar wel vrugte is of nie, oor tyd.
Jeremia 17 vers 7 tot 8 sê, geseënd is die man wat op die Here vertrou, en wie se vertroue die Here is. Want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is, en sy wortels uitskiet by die stroom, en nie vrees as daar hitte kom nie. Maar sy blad bly groen, en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie, en hou nie op om vrugte te dra nie. En hierdie is die realiteit vir die persoon wat werklik 'n liefde het vir die Here, en vir sy woord, en vir sy gebooie. Want as jy werklik 'n liefde het vir die Here, is dit nie 'n swaar las om vir hom te ywer nie. Dit is nie swaar nie. En selfs al kom daar droogte en moeilike tye, jy dra nog steeds vrug, en jou blare bly groen. Maar die persoon wat nie 'n ware liefde het vir die Here nie, mag dalk vir 'n tyd lank vir die Here ywer, en daar mag dalk vir 'n tyd lank 'n skyn van wysheid wees. Maar dit is nie standhoudend nie. Soos Jesus ook sê van die saad wat tussen die rotsagtige plekke en tussen die doringbosse gesaai word, waar ons lees in Matteus 4 vers 16 tot 19, net so ook is hulle by wie op rotsagtige plekke gesaai word, wat as hulle die woord hoor, dit dadelik met blydskap aanneem. Hulle is bly daaroor, maar geen wortel in hulle self het nie, hulle is net vir 'n tyd. Later as daar verdrukking of vervolging kom terwille van die woord, struikel hulle dadelik, en hulle by wie in die dorings gesaai word, dit is hulle wat die woord hoor, en die sorge van hierdie wêreld, en die verleiding van die rykdom, en die begeerlikhede in verband met ander dinge kom in, en verstik die woord, en dit word onvrugbaar. As daar nie werklike liefde is vir die Here of vir sy woord en wysheid nie, gaan jy of maniere rondom dit kry, en eerder net ywer om 'n vriendelike persoon te wees, want die Here kan ons dan nie 'n vriendelike persoon verwerp nie. Of jy gaan die woord van die Here probeer in sy totaliteit volg, maar dit gaan nie standhoudend wees nie. Want niks waarvoor daar nie 'n liefde is nie, is standhoudend nie. Jy gaan nie daarmee kan volhou nie. Dit gaan net lig vir jou wees, en 'n werklike begeerte wees om te doen, as daar ook 'n werklike liefde is vir jou verlosser. Maar wat ons moet verstaan, is dat daar ook geen beskerming is as ons kies en keer wat se wysheid van die Here ons wil aanneem en watter nie. En daar is geen beskerming indien ons bloot net vir 'n tyd lank die gebooie van die Here hou, maar dit was nooit standhoudend nie, want daar was nooit 'n liefde daarvoor nie. Daar is dan nie beskerming nie. Daar is nie bewaring nie. Nee, en soos ons skrif ook sê vandag, verlaat haar nie, dan sal sy jou bewaar. Kry haar lief, dan sal sy jou bewaak. Die enigste manier hoe wysheid en woord en gebooie van die Here ons kan beskerm, is indien ons dit nie verlaat nie. Dis al hoe dit ons gaan beskerm. En die enigste manier hoe ons dit gaan regkry om dit nie te verlaat nie, is as ons werklik 'n liefde het vir die Here, en dis ook vir sy woord, vir sy wysheid. In Johannes 4 vers 19 sê, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. En hierdie praat nie van die uitverkiesing nie, en omdat ons uitverkies is, daarom het ons as gevolg daarvan hom lief nie. Nee, dit praat van Christus wat gekruisig is vir ons. Hy het ons eerste lief gehad. En die liefde wat hy vir ons bewys het aan die kruis, dis waarvan dit praat. Hy het eers sy liefde vir ons gewys deur die feit dat, terwyl ons nog sondaars was, hy vir ons gesterf het. Inteendeel, die uitverkiesing kan nie onafhanklik staan van die kruis nie, van daardie liefde nie. Want as Christus nie gesterf het vir ons sondes nie, sou daar nooit 'n uitverkiesing kon wees nie. Dan moes by voorbaat 'n kruisiging wees, want hoe verkies jy enigiemand uit as daar nie bloed is om hulle te dek nie? Daarom kan Openbaring 13 vers 8 ook vir ons sê, waar dit praat van die dier, en almal wat op die land woon sal hom aanbid, wie se naam nie van die grondlegging van die wêreld af
geskrywe is in die boek van die lewe van die lam wat geslag is nie. Die uitverkorenes se name is nie net opgeskryf in 'n boek van die grondlegging van die wêreld af nie. Nee, dit is opgeskryf in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, se boek. Die boek van die lewe wat al van die voortyd af bestaan het, sou nooit kon bestaan as daar nie 'n lam sou wees wat geslag word nie, want daardie boek behoort juis aan die lam wat geslag is. Dis sy boek. En die lam wat geslag is, naamlik Jesus Christus se kruisiging, of althans die effektiwiteit van sy kruisiging dan, oorskry alle tyd. Menende Christus se bloed is nie net genoegsaam vir almal wat gelowig geraak het nadat Jesus gekruisig is nie. Nee, sy bloed is van toepassing en effektief op alle gelowiges van alle tye, insluitende Abraham, Isak en Jakob ensovoorts. Dis nie net effektief vir almal wat gekom het na Jesus gekruisig is nie. Sy bloed is effektief vir alle tye. Want soos ons ook lees in Johannes 14 vers 6, Jesus sê aan hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Niemand nie, sê Jesus. Nie eers Abraham, Isak en Jakob nie. Want as Abraham, Isak en Jakob na die Vader toe kon gaan, sonder Christus se bloed wat op hulle van toepassing is, dan was dit ook nooit nodig dat Jesus vir ons hoef te gesterf het nie. Want as hulle na die Vader toe kon gaan sonder Christus, hoekom nie ook ons nie? Hoekom nie ook ons nie? Nee, Christus se bloed is van toepassing op alle mense van alle tye, insluitend die ou verbond mense, gelowiges. Die sondeoffers wat hulle gebring het, en Moses hulle gebring het, en selfs 'n uitlander of heiden soos Job gebring het, het juis bewys dat hulle geleef het met die hoop en vaste geloof dat daar wel 'n vlekkelose lam sou kom, wat hulle permanente versoening sou teweeggebring het. En deur geloof word Christus se bloed nie net toegereken aan alle gelowiges wat geleef het nadat Christus gesterf het nie. Nee, sy bloed en dis sy geregtigheid was ook toegereken aan alle gelowiges wat geglo het in die vlekkelose lam wie se bloed alle tyd oorskry. Die weg tot redding en die weg na die ewige lewe was nog altyd deur Jesus Christus. En deur Jesus Christus alleen. Want niemand kom na die Vader, behalwe deur die Seun nie. Die 5 solas van die reformatie was nie net van toepassing na die reformatie of na Christus se kruisiging nie. Dit was nog altyd 'n absolute waarheid gewees. Redding is en was nog altyd deur God se woord wat alleenlik ons hoogste gesag is vir geloof en vir lewe. Redding is en was nog altyd deur geloof alleen. Deur genade alleen. Deur Christus alleen. En vir God se heerlikheid alleen. In Genesis 3 vers 15 was daar al vir Adam en Eva gesê dat daar 'n Messias sou kom, wat die kop van die slang sou vermorsel. En nou het hulle nie die volle openbaring gehad soos ons nou het nie, hulle het genoeg geweet om hulle hoop en geloof in die Messias te plaas. Soveel so, dat hulle sou sondeoffers bring, wat getuig het van hulle geloof in die komende vlekkelose lam. Hulle geloof het bloot vorentoe gewys, terwyl ons geloof weer terugwys na dieselfde kruis toe. Want daar is geen redding buite Christus nie. En niemand kom na die Vader behalwe deur die Seun nie. En as jou naam nie voor die grondlegging van die aarde in die boek van die lewe staan van die lam wat geslag is nie, soos dit bekend staan, dan is jy verlore, ongeag in wat se tyd jy bestaan het. Die boek van die lewe van die lam wat geslag is, bestaan al van die voortyd af, want die lam wat geslag is, se bloed is van toepassing op alle gelowiges, van die begin van tyd af al.
En Christus se kruisiging was al vasgestel van die voortyd af. En daar kan ook 'n uitverkiesing wees as daar nie 'n vlekkelose lam was nie. Maar om terug te kom by die punt, ons het hom lief. Ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. Wanneer? Van voor die grondlegging van die wêreld af al. Daarom het ons hom lief. Want Christus is al verordeneer om te sterf vir ons sondes, van voor die grondlegging van die wêreld af al. Want die boek van die lam wat geslag is, bestaan al van die voortyd af al. Maar dan om die hele gedeelte in 1 Johannes aantal, vanaf 1 Johannes 4 vers 14 tot 19, dit sê vir ons, en ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo, God is liefde. En hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. En hierin het die liefde by ons volmaak geword. Let op, hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in liefde nie. Maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite. Want die vrees sluit straf in. En hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Die vrees waarvan hier gepraat word, is 'n vrees van oordeel. Nie net jy is bang nie, dis 'n vrees vir God se regverdige oordeel oor jou en my. Maar die perfekte liefde, en die liefde wat volmaak word, soos die skrif sê, 'n volmaakte liefde in ons. Die einste liefde wat ons ook nodig het vir God se woord en wysheid om daardeur beskerm te word, want onthou ons het liefde nodig vir God en sy woord om daardeur beskerm te word, beteken dat ons geen meer vrees het nie. Dis die volmaakte liefde. En die volmaakte liefde beskerm ons ook. En daardie volmaakte liefde is dat ons geen meer vrees het vir oordeel nie. Jy is nie meer bang daarvoor nie. Jy vrees dit nie. Maar hoekom is hierdie belangrik ten opsigte van ons skrif? Want ons gaan nie die liefde van die Here begryp, indien ons nie 'n begrip het, dat ons wel die oordeel van die Here verdien nie. Perfekte en volmaakte liefde, die liefde wat ons beskerm, kan net bestaan waar die vrees van oordeel uitgedryf word as gevolg van die kruis. Dis die enigste plek waar volmaakte liefde kan bestaan. Ek sê weer, perfekte en volmaakte liefde, dieselfde liefde wat ons gaan beskerm soos ons teks sê dit sal, kan net bestaan waar die vrees van oordeel uitgedryf is as gevolg van die kruis. As daar nie by ons bekering 'n vrees is of was vir oordeel nie, as ons nie gevrees het nie, dan het ons ook nie 'n volmaakte liefde indien ons nie meer vrees vir daardie oordeel nie, indien daai vrees nie uitgedryf is nie. Maar ook as daar nie eers 'n vrees was nie, wat uitgedryf moes word nie. Want die liefde van die Here word in ons volmaak, wanneer daar 'n vrees was vir oordeel, maar omdat Christus ons eerste lief gehad het, deur om vir ons te sterf aan die kruis, kan ons vertroue in sy volmaakte offer plaas, sodat ons geen meer vrees het vir oordeel nie. En so word sy liefde ook in ons volmaak. En so kan ons hom ook lief hê, wetende dat hy ons eerste lief gehad het. 'n Volmaakte liefde. En waar daar volmaakte liefde is daar geen meer vrees
veroordeel nie. Maar weer eens, ons gaan nie die liefde begryp as ons nie 'n begrip het vir die feit dat ons wel verlossing nodig het nie. Dat ons wel moet vrees nie, of moes vrees ten minste by ons bekering nie. Indien ons nie eers gevrees het vir die oordeel wat op ons was nie. Ons gaan net 'n volkome liefde kan hê en 'n standhoudende liefde kan uitleef wat ons beskerm indien ons 'n begrip het waarvan ons gered is. Met ander woorde, waar ons gevrees het vir ons siel, maar ons vrees is nie meer daar nie. Waar ons verstaan dat ons verdien die regverdige oordeel van die Here vir ewig, maar dat daardie regverdige oordeel nie meer op ons van toepassing is nie. Nie as gevolg van ons meriete nie, maar as gevolg van wat Christus gedoen het. As ons 'n begrip het vir hoe lief die Here ons het, en hoe groot die smarte en vrees was waarvan hy ons gered het, dan sal ons ook 'n liefde, 'n volmaakte liefde vir hom hê. Ons teks sê, verkry wysheid, verkry insig, vergeet nie en wyk nie af van die woorde van my mond nie, verlaat haar nie, en sy sal jou bewaar. Lief haar, en sy sal jou bewaak. Hoe het ons die wysheid van die Here lief? Hoe het ons sy woord lief? Hoe het ons die Here lief? En hoe word sy liefde in ons volmaak? Deur om 'n begrip te hê van die feit dat ons verdoem gestaan het voor die Here as gevolg van ons sondes, maar dat daardie vrees ook verdwyn het, omdat ons geen meer vrees het vir oordeel nie, as gevolg van wat Christus vir ons aan die kruis gedoen het. So bepaal van die voortyd af al. En wanneer liefde volmaak geword het, deurdat ons dit begryp, sal ons ook nie anders kan as om 'n liefde te hê vir die woord van die Here nie. En om 'n liefde te hê vir wysheid nie. En om 'n liefde te hê vir die Here self nie. En ons sal ook nie ompaaie vir God se wysheid soek nie. Want hoekom sal jy ompaaie soek vir iets waarin jy 'n behaag het? Hoekom sal jy maniere kry om nie die gebooie te hou, of sekere van die gebooie te hou nie, as jy al 'n liefde daarvoor het nie? Dit maak nie sin nie. Sal jy nie juis ywer om meer uit te vind wat is hierdie gebooie van die Here nie? Want jy wil dit graag hou, want jy is juis lief vir dit. Gee my nog daarvan. As ons werklike liefde het, sal ons nie ompaaie soek vir God se gebooie nie, want ons het 'n behaag daarin. Want hoekom sal jy ompaaie soek rondom iets waarin jy 'n behaag het? En ons sal ook volhard in die wysheid van die Here. Want ons is lief daarvoor. Want ons het 'n behaag daarin. En hoekom sal jy nie? As jy werklik 'n behaag daarin het nie. Jy sal volhard. Want hoekom sal ons nie volhard en ywer vir iets waarin ons werklik 'n behaag het nie? Maar, is jy lief daarvoor? Is jy lief daarvoor? Het jy 'n behaag daarvoor? Want daar is geen volmaakte liefde voordat daar nie eers 'n vrees vir oordeel is nie. Het jy 'n vrees vir oordeel gehad? Begryp jy Christus se liefde vir ons, sodat jy hom ook kan lief hê? Die vrees van die Here is die beginsel van wysheid. En waar ons die Here vrees, sal daar ook volmaakte liefde wees. En wanneer daar volmaakte liefde is, sal dit ons ook bewaar. Dit kan nie anders nie. Dit sal. En laat ons dus ons eie harte ondersoek. Soek ons ompaaie vir die gebooie van die Here, rondom sy wysheid, soek ons ompaaie rondom sy woord, of kies ons die gebooie wat ons pas, en ons doen dit, en verder probeer ons net so vriendelik as moontlik te wees, om op te maak vir die gebooie wat ons nie bereid is om te doen nie. Ons is ten minste vriendelik. Of ywer ons dalk vir 'n tyd lank volstoom vir die Here,
maar dit is nie standhoudend nie. En hy wat op die klipperige plekke gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en dadelik met blydskap ontvang. Hy ywer daarvoor. Maar hy het geen wortel in homself nie, maar is tydelik. Dit is van korte duur. En wanneer verdrukking of vervolging weens die woord kom, struikel hy dadelik. En hy wat is in die dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en die kommer van die wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord. En dit word vrugteloos. Hy mag dalk vir 'n tyd lank ywer, maar uiteindelik raak dit vrugteloos. Hy is nie soos 'n boom wat langs die water geplant is, wat selfs in die droë tye vrugte dra nie, en wat sy blare ook groen bly nie. Of het ons werklik 'n vrees vir die Here, en ook 'n vrees vir oordeel gehad, maar die liefde het volmaak geraak in die feit dat ons nie meer vrees nie. Vir dit wat ons voor moes vrees nie, naamlik die Here self. En as daardie liefde tot volkoming kom, en ons werklike liefde het vir die wysheid van die Here, en die hele raad van sy wil, wel, dan sal dit ons bewaar. Het sal ons bewaak, en daar sal lewe wees. Ons sal nie anders kan as om te volhard in dit waarvoor ons werklik liefde het nie. Amen. Kom ons sluit die oë. O Here, hoe groot is die rykdom van die genade nie teenoor sondaars soos ons nie. Here, ons het die ewige hel verdien. Ons het teen 'n ewige heilige God gesondig en ons verdien niks minder as 'n ewige straf nie. Dis hoe heilig U is. Laat ons 'n begrip hê teen wie ons gesondig het, o Heer. Teen U en teen U alleen. Laat ons 'n begrip hê dat die enigste regverdige straf wat ons verdien is 'n ewigheid in hel, want ons het teen die ewige God gesondig. Gun dit ons, o Heer, om 'n vrees te hê vir dit wat ons wel verdien. Maar Here, ons pleit is ook dat U die liefde in ons sal volmaak en daai vrees sal wegdryf. Nie as gevolg van wat ons gedoen het, Here, maar as gevolg van die kosbare bloed van die lam wat geslag is. En hoe kan ons dan anders as om te ywer vir U naam, U te loof en te prys al die dae van ons lewens, om te volhard. Nie omdat ons U eerste lief gehad het, Here, maar omdat U ons eerste lief gehad het. En hoe groot is daardie liefde nie? Mag U naam verheerlik word. Mag die naam van Jesus Christus verheerlik word. Want Here, dit kom U naam toe, vir ewig en altyd. Gun dit ons maar net bloot, o Here, deur die krag van die Gees, om ons oë oop te maak vir die oordeel wat oor ons was, maar ook, Here, vir die groot genade, dat ons glad nie meer hoef te vrees nie. Alle lof kom U naam toe, die naam bo alle name, Jesus Christus, tot in alle ewigheid. Amen.